Yo, what up? Come on, is het alright? Lekker. Lekker in mij terug hier. Kan ik hem houden? Ik kan maar hou. hoe. Alright. Welkom hier bij ons, jullie. Podcast nummer 5. Episode 5. Going on 6. Going on to 6. Yes. Goeies, lovely. Samen met mij heb ik voor Jacques Loubser. En dan heb ik voor Jan-Ray Engelbrecht. Hij is onze, zeg ik nog gast? Nee, gast. Hij is een special guest voor die volgende. Volgende week en een half. Hij gaat zijn uren komen doen hier bij ons. Jan-Ray, ik heb een paar vraagjes voor jou hoor. Ja, ik kan maar gooien. Alright. Zo. Van waar kom je oorspronkelijk? En hoe bevind je je daar van waar jij is? Oké, so ik is van een klein dorpje. Ik heb hem maar. Ik is een klein dorpje van, net zo aan de kant bekendper. Je noemt het Samou. Of andere mensen kennen het als Moresburg. So, dat is net plaats, er is niks aan de gang. Ons het een crazy soort, de jagers en een pip. So, dan komt nou Mr. Price. Alright. So, ja, dat is al. En net Spaza shops. Ja, ja. Oké, wat doe je thans? Wat doe je thans? So, ik speel een beetje rugby bij Villagers in de Kaap. En dan studeer ik ook exercise science. Basis wat jullie doen. Ja. Goeies. So jij en Jacques Loubser, praat eens nou van Villagers in die Kaap? Ja, ons praat hier van Woester Villagers. Oké, so hij is bij Villagers van Jacques vanaf kom. Yes, Alright. yes. Alright, ek weet jy, hy is baie chacht oor Villagers. Ons het wel die Superliga gewen laatst jaar. So, Ja, dat was laatst jaar. Ik ga nou niet, hou niet in mond. Ons kan niet van topic af gaan vandaag. oké. Exercise science. Lovely, goeies. Wat is je hobby's? Besides nou die rugby speel en als je nou net superreizen is, wat is je hobby's? Wat doe jij? Je slaap, nog slaap en dan nog slaap. Oké, lovely. also- Nee, ik like dat. So, dat is Jan-Ray Engelbrecht. Zoals jullie hem zien hier bij de gym, geef hem een shout-out. Hij is al die pad van Samou. Samou, the place to be. Yes. Zoals hulle in die song sê. So lekker. Ik ga nou oogje aan meneer Loubser. En dan gaan we verder praten. Uncle. Right, so die eerste topic wat ons oor gaan praat is die rugby wat er verby is die naweek. Ek dink is dit al die scores daar op die bord. Eerste game was Nieu-Seeland teen Franse. Nou hier by die gym het ons 'n soort van 'n log opgestel met punte en dan kyk ons nou wie reg kan raai en as. En niemand het so 'n score verwag nie. Ons gedink Nieu-Seeland gaan wen, maar dit gaan 'n bietjie van 'n groter gap wees. Eindtelling 34-32 teen die Franse. Glad nie dit verwag nie. Ek dink enigiemand het verwag die Franse so sal uitkom en domineer ook nie. Kan ik gewoon net één ietsje zeggen? Ja, die All Blacks het hulle volle first team gestuur. En Frankrijk, ik en die cameraman het ex-Lissare game gekyk. En jy kon sien, hy was nie Frankrijk se hele eerste span nie. So, dat was baie close, dit was baie tight. Nieu-Seeland se defense was on point, net so was Franse nou ook. Dis hoekom die score lyk soos wat dit lyk. Ik denk, als Dupont gespeeld had, zou Nieuw-Zeeland verloren. Ja, ek wil Verlies nou, van Dupont. ek wil nou net sê, voel jy nie dis die A-span nie omdat Dupont hier gespeel het nie? Nee, is nie net die point nie. Daar was Nee, ek vra. daar was soos hele klomp man, wat van hulle hakke, maar wakker. En die andere vleuel. Yes. Hey. Verstaan jy? Scrampet. Op 'n noord. Yes. Ja, hij heeft gespeeld, ja. Weet ek gespeel. Yes. Okay, nee, I'm just asking. Dan was dan was die skool hele totaal story. Ja, daai man nou so. Kapond. Dan die grootste upset wat in die office gebeur het, en almal het gesê Italië gaan wen. Japan wat vir Italië wen 27-10. Ja, ek het die Ek dink dis maar terug aan 2015 se wêreld. nee, ons gaan net Ja, ons lewe in die nou 2017. 2015. 2017. Ah, 2015.
2015 se World Cup. Nee, 2015 was het 2015 se World Cup. 2015, 2019, 2023. Jy's verkeerd. Ek wou in 2015 se World Cup toe Ons verloor het in Japan. Ja, nee, ja. Nee. Nee, ons het hulle in die Lewel, hoe quarters oud is jy? geklap. Lewel, hoe oud is jy? 2015, jare na is 2019, toe is dit 2023. 2019 het die Bokke die World Cup Ja, gewen. 2019 het ons die World Cup gewen. Maar ons het vir hulle in die quarters geklap. As ek dit reg het. Yes. Nee. Dis Ek kan nie 2015. iemand dink is 2017 man. 2019 het die Bokke die World Cup gewen. Toe wen hulle 2023 back to back. En in 2019 is ons die enigste span wat 'n group stage. Ja, ons is reg. 19 September 2015. Lewel, cameraman Bone Collector is verkeerd. As ek goed dat hy daar sou staan, nie hier sit nie. Joe. Ja, so Japan met Italië wen 27-10, niemand het dit verwag nie. Niemand het dit verwag nie. Jy het ook iets verwag, jy het gesê Italië gaan wen. Ja nee. Props toe hulle, well done. Die underdogs, regtig nie dit verwag nie. Dan die volgende een. Dit was shocking om te kyk. Dit was 'n goeie game geweest. Ierland teen Australië. Vir die wat jy weet, ek like nog as 'n stukkie Ierland. Yes. Eindtelling 33-31. Regtig het dit verwag van Australië af hier. Hulle het 'n lelike dip gevang die afgelope paar jare met hulle coach wat gekom en gegaan het, 'n nuwe coach gekom het, en nog 'n nuwe coach gekom het en ander goeters. Maar regtig goeie comeback vir Australië. Regtig uitgesteek, soos hulle sal sê, en guts gewys, alles baie mooi hardloop rugby gespeel ook. Wat niemand verwag het nie, maar weer eens Ierland is maar net die beter span. Ek dink Ierland, Sam Prendergast, Ja, seker een van die beste 10 nou dankie. op die oomblik. Ja, Al kan hy nie tackle nie, maar is alright. Hy jolly game. ek sal jou vouch daar, so Prendergast kan nie tackle nie, maar skills gewys, Volgende Johnny Sexton. een van die Okay, wag, terwyl aangesien Lina nou 'n scene maak hiervan, gaan ek nou vir Lina 'n vraag vra. Top 3 beste 10e huidiglik. Top 3 beste flyers heidelik. Alright, ek is wag, relax. Ek is 'n springbok, né? Lampo. So al my Yes. Manila Bok, Sasa Feinberg en dan het ons Andre Pollard. Beste, volgens my. Alright, Andre Pollard is naby sy aftreding, né? Sasa upcoming, Manila Bok het gewys hy's die goat al vir die afgelope paar jaar. Yes. Nee. Okay. Dieselfde ding. Hy's 'n goat. Wag. Volgens dit is volgens my. Dit is my opinie. My opinie tel ook mos. Anyway, Yes. daai 3 manne. Nee, jong. Jy kan niks sê van Russell nie. Sam Prendergast. Nee. Nee. Wow. Suid-Afrikaner. Tik in my bloed. Kom hier so. Andre? Ek wil sê, wat het nou in die URC final gebeur? Andre teen Prendergast. En toe? Ek weet nie wat daar gebeur. Omdat ek praat nie nou net vir international stage. Ek praat van huidiglike 10e. Maar ek kan nie wag. Sy kan nie vir Pollard ook net op hy een game. Nee, glad nie. Nee, jy kan nie meer op een game as soos Maar- 'n 6 nie, maar as ook. Daar's 'n paar games gelede tot die final toe. En al wat ek gesien het is paal te skop. Ja, Ja, en die klats is nie En- daar nie. Prendergast het agter 'n hele Ierland gevoel. Van Leinster is basically Ierland. Yes. Okay, wel Valid, maar Imagine gewoon net. Maar imagine gewoon net. Bucks. Okay, nou, gaan julle nou mekaar wag gou. assosieer op een game. Ja.
Ja, maar nou wacht op. Ze gepraat van Pendergrast. Oké. Yes. Whatever zijn naam is. Whatever zijn naam is. Verstaan je? Ze kan niet out-judge. Ze kan niet out-judge op één performance. Man. Kijk zijn seizoen en hoe het hij deel zijn seizoen gekomen. Verstaan ze? Maar Pendergrast is nog steeds... Hij valt in top 10 niet. Verstaan je? Hij valt in... Hij valt in op... Bro, hij valt in de top 10 niet. Volgens mij. Volgens mij. Ik zal voor alle Zuid-Afrikaanse flyers noemen. No. Met upcoming mannen. Met upcoming mannen. Weet je wat? Hulle moet wel... Op stroom praat jy man. Sam Prendergast is as hy nie top 3 is, is hy in top 5 beste flyers. Jy mag nou weer die hele Suid-Afrikaanse Jorsie team noem. Ja, ik kan met de UFC teams noemen. Die flyers. En dan zal ik jullie upcoming prodigies geven. Okay. Ons gaan okay nee, Lina. Ons Je moet honest naar top. is hy nou die 4de op jou lys. Ja. Is Ja, Kion. alle vragen wie omdat zij lion is. Alle vragen wie omdat Nee. Ja, glad. Voel jy? Omdat hy 'n bok is. Ja. Is Kion ons beter as Sam Prendergast? Ja. Maak je zaakje met performen naar één keer. Dat is zo, you know what I mean? Is Kion beter as Van Russell? Nee. Oh ja, kom. Hy tog is 'n bok, Lina. Ik als een toch, bok loopt diep Relax. in jou. Wacht op. Ek wil dit nie eens Van de rassen. Kom ik heel te diep. Wat ik denk. Van Russell, hij is jaren zijn ervaring wat ze in kan kopen. Net zoals Daniel Carter. Zij kan niet, hij skopt het van Daniel Carter, kan zijn. Nou sê 'n moeilikheid. Dat is fijn, maar verstaan zij? Van Russell, nee. Ekskuus. Gouded. Koud. Maar hij is gouded als Manilip ook. Ons gaan van topic af. Ons gaan heel dag hier sit en stry oor jou bok ene en jou bokke. Kan ik bij volgende in doen? Jy kan met liefde die volgende een doen, ja. Fiji in Wallis. 24-39. Onthou waar Wallis gewees het in recent tye. En om teen Fiji. Ek beskou vir Fiji as die mees physicalste span op die planeet. Ek sal sê hulle is top contenders. Hulle is wat? Top contenders altyd. Yes. yes. Want onthou, jy kan vir die All Blacks, jy kan vir Suid-Afrika, hulle hou nie van teen Fiji speel nie. Want sy kom met blou merke wat jy nog nooit blou merke gehad het, kom sy aan van hy veld af. Fiji is physical op 'n ander level. Ek praat van, hy man tackle weer na tackle, hy man wil breek. Maar nog steeds. Het wys my net vir jou, hy man sal vir hulle self breek tackle sodat hulle span kan vorentoe gaan. En nou wil hy die groot skool gee. Jy kan skoor sê ek weet nie dalk dit. Okay. So ja, Fiji 24, Wallis 39 en dan is dit mos nou ek gaan oogie vir Jackie vir daai ene. Voordat ons daaraan te gaan. Ek sal sê Fiji en wat is die ander span se naam nou? Ek het nou net die span in my kop gehad. Die rooi span, maroon span. Nee. Georgia. Ek sal sê Fiji en Georgia se physicality is regtig dit is soos hulle uitstaan teenoor die ander lande. Fiji is 'n flair. En hulle flair en hulle offloads. Ek stem saam, Fiji staan bekend as running rugby, né? Maar daar is nie een enkele Fijian wat nie physical is nie. Jy kan my Ja. sê, ja. Ja. Anyway, Prioriteit agter mekaar hoor. wag, laaste game van die naweek gewees. Suid-Afrika teen die Souties, Engeland. Bokkeboer. Ja, 45-21. Pollock was nergens. Hoe is jy lank ingeasem? Ja, Suid-Afrika teen Engeland, 45-21. Come on. Siya Kolisi en Etzebeth ewe skielik net uit die game uit voor die game. Mind games. Mind games. Ja. Sê die Samoan. Ek Rassie. moenie so sê Ek sal nie sê dis mind games nie. Ek sal dit sê hulle wat ek kan sê Pollock was definitief op die veld hè.
Waar was hy? Ek weet nie. Ek het in so wit polo bestaan. Maar ek dink die hele Suid-Afrika was lus vir daai laaitjie gewees. Right, maar ja, daai is die naweek se rugby gewees. Jo, Cheslin doen dieselfde ding elke Oor en liewe oor, keer teen Engeland ja. en dit werk. aan mekaar. 5 wereldbeekers na mekaar. Selfde step. Vijf. Jongens, 5 man, ek sê 5. Geen 5 is 5 na mekaar, 5 steps aan mekaar. Dieselfde hoekie, dieselfde angle, dieselfde tackle, nog steeds. Jo, ek sê man, stukkend tackle bro. Los Stukkend. my hand, Ek gaan nie van my laat step nie. Almal is bewyse, kameras ook bewyse. Cheslin Colby eendag as jy dit as Cheslin Colby eendag dit ooit asseblief sien. Marcelino Adams, Of wat hier kom. die middelman, kom. Ons het Hy is die 20 man. meter stretch hierso. Hy is die man. Ek dink hy kort in soos 2 meter om vir hom te step, maar Nie vir my. maak dit official. Ek. Sê man, ek moet stukkend duik. Jy laat hom maar skot tegen hom gaan. Anyway. Sokker van die naweek wat verby is of in die hele week wat verby is. Ons het nie al die scores sien, maar ons het meeste van die hoogtepunte. Portugal teen Kroasie 2-1. Kombinasie gekou. Dan die beste game wat ek nou al gekyk het, net omdat een span goed gespeel het. Hulle is eintlik gerob geweest in my opinie. Baie politiek is gaan nie nou ingaan nie, maar Argentinië teen Cape Verde. Regtig 'n handeklap vir Cape Verde. Hulle het uitgekom, hulle het gespeel. Beautiful sokker, een van die mooiste goals in die hele toernooi geskoor. FIFA en Argentinië, hulle Ag ja, wow. Ons gaan nie nou begin nie. Man is nog sok. Argentinië is op 'n goeie rol as ek so kan sê, maar Was sukkel maar. daar is baie controversial goeders wat aan 'n game gebeur wat die ref nie geblaas het nie. En ek voel as dit regverdig was, Cape Verde gewen, moes gaan nie nou ingaan nie. Dan gisteraand Noorway teen Brazil. Hy was sok. In die office het ons gestem. Almal het gesien. 4 uit die 6 het vir Brazil gestem, 2 het vir Noorway gestem. Ek en Jacques. Dink jy nie by nie? Jo, het jy vir Noorway gestem? Nee, hy lieg. Hy lig nou vir die kamera. Dan kan ek maar gesoek kom. Ja? Nee, is fine, is fine. Anyway, Norway, Brazil, Haaland, 2 goals en Neymar, die prins, het 'n penalty ingekry. Dit was ook sy laaste een gewees. Baie hartseer gewees om te sien hoe die man nou klaar maak in trane en alles. Maar ja, so is life, hè? Dan, ja, hulle is baie dramaties. ja. Dan, Engeland en Mexico. Oeh, yes. Ek het so gehoop Mexico wen. Hulle het in die Azteca gespeel in Mexico City. Ongelukkig vasgeval 3-2. Bietjie seer gemaak daai enetjie, maar ek het gehoop Mexico wen. Want die Simpsons het predict dat Mexico en Portugal in die finals sal speel. En ek het gehoop dit gebeur. Het maar nou nie. Engeland en Frankryk Weet jy, ja, finals. man is reg. So as ek nou predisie van die lotto gaan kry, ek skryf my nommers neer en ek speel dit en ek wen die en dan ek soek my geld. Dan het jy net lelik geskryf. Nee. Nee, okay, maar nou wil ek vra. Ek begin by jou. Wie voel jy gaan die final wees van die World Cup? Frankryk en Engeland. Frankryk en Engeland. Wat? Marcelino, die middelman Adams. Wie voel jy gaan die World Cup final wees? Ek gaan nou sê Bafana. Jo, ek kan nie as Bafana. Moenie jou Suid-Afrikaanse roots nou uitdruk nie, dis klaar. Ons klaar in land. As lager was dit nou sou ek gesê definitief wel, hè. Maar as jy daar nie. As jy gaan kyk na stats, né? Los my hand. Nee, dit voel you know, ek voel as hy mics wat so uitkom. Stabiel. Anyway, yes. Wow. Argentina is op 'n goeie rol. Portugal is op 'n goeie rol. Ek weet nie wat jy doen nie. Anyway. So ek sal ook maar sê Engeland en Frankryk. Want op die oomblik as hulle, you know, Ja. hoe kom jy? Wanneer hulle uitgevra word dieselfde kant is. Maar hulle kan. Hulle gaan.
Anyway. Wat dink jy? Ek is 'n die-hard Portugal fan. Volgende game is dit in Spanje. Gaan ek kykie. Lamine Yamal. Maar om eerlik te wees, Frankryk definitief. Hulle baie goeie spanne jaar. Een kant Frankryk, ander kant is ek bietjie skepties. Ek voel dis tussen Argentinië of Marokko dink ek. Argentinië het dan gesukkel teen Cape Verde. So Argentinië het gesukkel teen Cape Verde en Cape Verde is 'n goeie span, Marokko is nog 'n beter span. nou sien. So ek dink Engeland gaan finals haal hè. Oh. Dink dit gaan 'n interessante game wees. Engeland moet nog vir Egipte wen wat ook nie 'n slegte span is nie. Harry Kane. Ja, ek sê maar so. Oh sorry, Argentinië speel teen Egipte. Salah, Mo Salah. you never Hy know. hy gaan ook aftree. Ja, Salah gaan ook aftree nou, amper. Maar nee, ek is baie heen en weer, ek is presies baie seker nie, maar ek dink dit gaan Frankryk een kant wees of Portugal of Marokko of Argentinië. Dis wat ek glo, ek is nie seker nie. My superbroer lyk goed. Baie goed. Sover, so you never know. Daar gebeur dit. Maar Leno, enige jam related of interesting Look, jy kan maar regtig nie mic vat. Weet jy net Cheslin Cole, weet jy kan maar kom. Nah. Ek sit en dink mos nou hier man. Ons het wat wil is die 15 meter stretch. Ah. Sy het 15 meter om vir my te step. Die 15 meter. Leno, wag. Om eerlik te wees, Leno, sê jy kan jy step met 'n telefoon hokkie. Weet jy wat? Cheslin Cole weet nou sy's 'n goat, sy's 'n eyster. Maar ek gaan nie laat sy van my step nie. Ek gaan nie laat sy van my step nie. Maar anyway ja. Jam related vir die week. Laaste week van jou programme? Ja. Ek dink die week gaan ek afsluit met 'n bang. Met my workouts. Soos julle nou al weet, is hybrid, né? Hybrid. Yes, athlete. As jy 'n hybrid. Ek ry fiets, ek swem. Okay. Ja, ek het nou daar in die dam geswem. Wat se dam, Leno? Wou ek het my wetsuit gekry en so aan die dam. Agter in die jaar. Die gras daar gespuit te gaan. Ja. Anyway. Ons het ons eie see hierso. Dis eie coastline hier onder. Yes. So die workouts gaan het gaan lekker wees. Lekker afsluit en so. Ja, en ek sien uit vir dit wat kom. Oh ja, mind you. Anna was 'n oorlogman was ook nou die dag in die gym, né? Iran, maar net nou die dag is man weer volstoom aan die gang. Yes. Anyway, wat ek wil sê en bylas, challenge is op pad. Is nog ver, maar is op pad. Soos julle hoor, Leno gaan eindig met 'n bang met die workouts. Wil ek vir al die kykers sê en al die mense wat die gym en alles, druk nou hierdie week bitterlik hard. Dan kan jy volgende week 'n klein bietjie rustiger vat. Yes sir. Wat se week is dit nou? Is dit die eerste week van Junie? Tweede week. Tweede week. Ja. So tweede week van Julie, druk hard. Max dit uit. Derde week bietjie rustiger. Ja, bietjie rustiger. Chill so klein bietjie met die weights als Ja. body bietjie kan recover. Vierde week Maandag, Dinsdag, Woensdag. Medium loads. Ja. Okay. Medium load nie te swaar nie en as die challenge kom, vat jy vas. Ek hoop om alles kliënte wat hier in die gym is by challenge dag te sien en ek wil almal op daai bord sien. Yes sir. Almal. En as jy klaar daar is, druk vir Alpha asseblief. Alpha hempies is op pad. Yes. As jy Alpha slat en jy bly daar, jy kry 'n Alpha hempie. Op die bors gaan cool staan, jy's 'n Alpha athlete. It's amazing. Ek wil ook een hê, maar dit nee gesê. Maar Kan ek iets bylas? ja, Ja, ek wil net ietsie bylas. Hulle het gesê as jy een challenge was dan skryf jou naam een af. Nee, is een.
is 1. Dan is dit 1 Is 1. Een challenge mis. As jy een challenge mis, dan skryf jou naam van Alpha af as jy daar is na die eerste bord toe wat my naam is. Nie nou die eerste word 1 blok af. Een blok af. Ja. So as jy een challenge fail en jy is by beta status, dan kom jou naam af, totaal en al af. Beta. Dan moet jy weer van oor af begin. Gateway. Nee man, is omega. Whatever. As Omega, Omega, Delta, ja, nee. Wie nou trainers? Ja, ons. Ja, ons kom totaal en al af. Maar dat is nog net so. Ja, nee, na striplei, dan viel jou naam, hulle viel jou naam van die winning af. Hulle viel dit af. Hier is 'n trainer wat hierdie vorige challenge gedoen het. Hier's 'n paar. Wow, ek het nog al so vir elke man elke challenge gedoen. So ek dink ons gaan van hierdie maand af die streng reëls van die trainers as 'n challenge fail of nie doen nie, af van die bord af. Maak asook waar jy is hè. Kan jy 'n verskoning hê? Ja. Nee. Kom, gaan ons brutal wees of nie? Ja. Ja. All of nothing. Ons is trainers. Jy is veronderstel om by challenge day by die gym te wees. All or No nothing. excuses. Jy moet ook gesond wees, jy moet klas gee vir kliënte. Maar nou, ek gee nie klas. Want Jy gee nie heel dag klas nie. ek gee die klas. Ek gee die half 4 klas. Jy kan met liefde my Ek het 'n challenge doen. verskoning. Nee, jy het nie 'n verskoning nie. No excuses. Ek sal vir jou 'n bietjie laat kroop. Jy kan Ek sal vir jou Ek wil die kroekie. Dis wat jy nou sê. Ek cheat nie op myself. Dis wat jy nou sê. Ek doen nie. Okay. Ek doen nie. Ek sal liewer sê. Maar Kan ek gou iets sê? nee. Net iets sê. Maar vir die kliënte is dit een challenge of 2? Mis. So vir kliënte 2 challenges mis, dan word jy af van die mode na die vorige blok toe. As jy op Omega is, dis die eerste een, jy mis 2 challenges, kom jy naam van die bordjie af. Jy gaan anyway net 'n T-shirt kry by Omega. Druk vir Alpha. Dan sien ons julle by Alpha. Want ons gaan ook daar wees een van die dae, hopelik. My naam skryf 2 plekke op as ek Nee, dit gaan nie 2 opskryf nie. So ja. Druk vir die challenge. Dag op, dit is van. Ons gaan seker maak die challenges is nie te moeilik nie. En dan ja, alright. Dis 'n topic. Ons het 'n topic gekry suggestion hier van die buitekant. Wow, vandag is maandag en is uit. Wow. Alright. Bokspan versus Scotland. Laat ek dit. Okay, ek doen die backs, jy doen die forwards. Okay. En ek doen nie bench. Yes. Right. Yo ma. Lees dit. Manne. Yo manne. God, ja bro. Right. Nommer 1. Boan Venter. Yes. Nommer 2. Johan Grobbelaar. Nommer 3. Wilco Lou. Oh yes. Nommer 4. Dion. Kobus Wisse. Nommer 5. Roan Norkie. Nommer 6. Nommer 6. Paul de Villiers. Come on, Paul de Villiers. Yes. En dan nommer 7 en ons kaptein vir die Saterdag. Pieter Steff. Die Masiel de Toit. Yes. En dan het ons nommer 8. Masiel. Evan Roos. Kyk reaksies al. Ja, dink ek so. Ja. Maar weet jy wat ek sien nou hier? Nee, wag, ek gaan dit niks noem nie. Ek gaan nie bankies sê nie, maar ek sien sy replacement as ek dit reg het. Anyway. Anyway. Jy wil ek my man se naam lees. Right, so nommer 8. Evan Roos. Yeah. Nommer 9. Ambrose Papier. Finally. Nommer 10. Ek gaan baie happy wees, Andre Pollard. No. My skop jou punte toe. Not a Dis fan. aan die hele Bulls-span. Ja, not a fan. Verkies vir Mani. Callum. Hulle kom nog. Nommer 11, Kenne Moody. Nommer Nog 12, een Bull. die MVP, die regte MVP, Damian Willemse. Bro. Nommer 13, Jesse Kriel. Nommer 14, ou Lions spelertjie, Edwin van der Merwe. Oh, kyk, dit chilly. Jo. Nommer 15, nie 'n goeie game gehad nie. Comeback dalk, Apelele Fassi. Oh yes. Baie experienced backline. Kenne Moody.
baie goeie backline, Edwil, staatmaker. Ons kom daar. Dan Brandewyn gaan gou vir ons die bankie lees. So, yes. Uitspreek nou, né? So, op die bankie / bomb squad. 16 het jy vir Jan Hendrik wissels. Ja. En dan het jy, nee, ek ken nie die bra nie, maar Machunu. Ja, oké. Baie goeie, baie dan- goeie dit. Die ou wat Engeland nag gegee het, Zachary Porter. En dan Ben Jason Dixon. En dan Vincent Chachuka. Oh yes. Nog 'n bil, Erich Lou. Tsutsuka is 'n ou Lions speler. En 22, Grant Williams. En dan nog 'n Lions, Kieran Horn. Oh yes. Solid. Impak. Ja, een lion mannetjie. Hey. Nee, ons praat van heiderlik. Onthou dis Net een mannetjie, wag. Die ander Lions kom nog. ja nee, bank lyk goed. Die bomb squad lyk goed. Baie spoed het geopkom met Kieran Horn en Grant Williams. Yes. Elrich Lou, ook 'n perd, hy werk net. Vincent Tsutsuka, is tyd dat hy begin raak gesien word, in die game gesit ja. word. Regtig 'n staatmaker. Nkunu. Ja, ek gaan net Hy is ook 'n Voordat workhorse. jy- ek wil net Ook 'n iets sê, nee. workhorse, daai. Dit was die Lions teen die Sharks gewees. En Nkunu het vir die Sharks gespeel daai tyd. Stormers. Hy's by die Stormers. Hy Hy het 'n wag. moeilike naam. Verlede dan. Nkunu het vir die Sharks gespeel op die tyd. Dink jy Lions was voor gewees. Toe het Nkunu wat 'n stit is van die 10 aan die kant die halflyn 'n gap geslat en dwars deur gehol. En ek onthou Edbo van der Merwe het hom gejaag en hy kon hom nie vang nie. Ja, Ek twyfel. Ook se gas. Ook is eintlik 'n Saterdag. born to be fly of forced to be prop. Solid Net so don't terug. win scrum. Wie het hy snipe van Grant Williams gesien? Af voor die paal. Oh ja. Snipe En maar daar was niemand daar voor hom. Drie. Sien jy? Daai man. Hy man ken van weer ag klop jou. Anyway. Ja nee, so dit is 'n goeie span. Agterlyn is bietjie sterker as die pak forwards in my opinie. Paul de Villiers Beste. man werk altyd. Hulle sê hy man het vir Siakolise hulle opdrag gegee nie. Ja, maar Paul de Villiers is Hy man is fisiek op 'n ander level. dat man is 'n staatmaker. Yep. Hy man is 'n zaak was. Sy is nog steeds zaak. Wat is ek nou klein saak? Nee. Onthou. Ja nee, ek wil ook hoor. Ek gaan uitbrei. Onthou. O, ja. Weet jy wat? Paul de Villiers is ek. Toe Marcelino nog Marcelino. Ja, toe Marcelino nog Marcelino was. Ek het 6 Hulle nog die Giants slayer was. Yes, ek het 6 lang gespeel in my dae. Is dit? Yes, absoluut. O, ja. Jo, ek het gewig opgetel. Gouden lewe. Maar die ding wat ek nou so wat ek gesê het is as ek uit moet brei op dit is Jacques was Jacques tot en met sy besering. Ek kom met my mond uit. So, dat dieselfde met my. Ek was Marcelino tot op 'n sekere punt. Ek praat van soos ons is rugby spelers. Sy speel nooit weer dieselfde rugby na besering nie. Nooit weer nie. Nee, jy lieg. Jy lieg. Maar verstaan jy wat ek bedoel? As jy nie verstaan wat ek bedoel nie. Weet jy, maar As ek bylas by hom, wat hy nou sê, gaan nooit weer beter soos dieselfde rugby of beter speel nie. Amper val hy. Ek voel as 'n baie groot mental battle met jouself Ah, hey. en ek het al 'n paar beseringkies gehad. En ek voel ek het elke keer sterker uitgekom. ja, maar En beter rugby gespeel. Ek het nog eens gejol. ja, dit gaan so. Alright. Alright. Ja, is fyn. Okay. Point proven. Jy altyd een game. As jy moet gaan kyk, as dit in minder as 'n jaar. Man van vele. So ek het in 20 einde 2024
Toen kom ik huis toe uit die Kaap uit. Toen speel ik Old Boys Rugby. Maar ik was een jong kerel. Toen breek ik mijn arm. En toen recover ik in minder dan 3 maanden. Toen speel ik met mijn oude club, Tigerberg. En toen spelen we Easter Tournament, Saldanha 2025. En toen scheer ik mijn UCL. So dat is minder als 6 maanden uit elkaar uit. Of al 2 beserings het gebeur in 6 maanden. In een tijdperk van 6 maanden. Ja, ik heb voor die dokter gevraagd, daar ook in het hospitaal kom. Kijk, hoe lang gaat het vat voor die ding om recht te raken? Zei die man gewoon. Ik bedoel, je moet 4 maanden, je moet uitzet 4 maanden. I kid you not. Ik was december maand ontslaan in het hospitaal uit. Ik was die 22e, 23e was ik gedaan. Ik was gewoon ontslaan. Februari maand, einde februari. Toen van is een kaap. Toen speel ik rugby aan zo. Ik heb gewerkt in die kaap, ik heb rugby gespeeld. En mannen, awai. Letterlijk een paar maanden, bro. Dus mijn arm gezond. Maar enigste ding is, ik heb met de armgaard gespeeld. Maar ik heb toegestrekt. Ja, ik heb niks gevoel en zo, ik heb gespeeld. En toen kwam die tragedie. Poef, ACL, klaar. Maar vorige gegaan het met mijn operatie. Yo, toen maak ik mijn season klaar bij Tigerberg. Huh? Met een stuk in de ACL. Ik heb nog nooit aan dat gehoord. Huh? Ik heb hem klaargemaakt en toen laat doen ik voor mij. En ja, nou is ik alweer op je route to recovery. Gaan goed. Maar ik denk je gaat weer ook bespelen. Ja. Te veel beserings, boy. Te veel beserings. Ik is nog bij aftree ouderdom. Wat in? Ach, alsjeblieft. André Pollard, ik heb zijn op speciale vlak. Nou. Ik ga nou ook een basering deel, maar myne gaan nou nie 'n hele backstory hê nie. So ek en hy het laas jaar saam by die WP Academy gewees. Hy is nou tans ook daar. Dit ons speel vir Villagers in die Kaap as ons klub, maar ons speel ook vir die Academy self en dit ons teen Amerika se onder 23 gespeel. Hulle het getoer Suid-Afrika toe en toe speel ons nou 'n wedstryd teen hulle. En hulle het 'n baie groot agste man gehad. Dit was seker so 20 sekondes in die game en toe hardloop by vir my amper in 'n ander bloedgroep in. Soos in ek het gerol. Dit was nie mooi nie. Maar dit was wat ek die eerste knock gekry het. Toe later in die game fullback het 'n break gemaak, toe duik ek oor die veld om hom te kry. Toe val ek om, toe land ek verkeerd, toe ek nou amper 'n rugwervel in my rug geskuif. Ek het toe afgegaan, want ek kon nie eintlik loop hê. En toe verder in die game. Toe is dit nou verlore als. Ja, en toe was ek vir so 2 maande wat ek gesukkel het met rehab en ek moes CT scans en ek moes MRI's en allerlei goeders gaan doen het. En ja, so, ek dink 3 maande later toe speel ek Sevens en Villagers. Ja, proper comeback aan. Ja, nee, is 'n mental ding. Kop ding. Soon, Ekelino, comeback. Vir die Rhinos. Zeg 'n bietjie harder. Vir die Rhinos. Nee, uit my mond uit nie. Uit Samoa se mond uit. So ja, binnekort. We love and we leave you. Ja, dit was die 5de episode. Ja, 5de episode van die Trainers Club. Ons sal kyk of ons hom maandag kan uitsit, andersins gaan hy kameraman sê nee, so hy sal Dinsdag uit wees. Wat wil julle dan kyk? Dankie dat julle ingetune het. We love and we leave you. Ons sien jou volgende week, heel waarskynlik Dinsdag weer. Alright, bye.